Leefwêreld van die gestremde. Welkom by ons program Leefwêreld van die gestremde. Vanoggend hoor ons wat bewusmakingsopleidingsprogramme is en hoe werkgewers daarbey betrokke kan raak. Die programme hou ook voordele in vir die werkgewers. Daar's baie te sê vir ouers wat self inspring om te help om vroeë kinderontwikkeling vir kinders met gestremthede te verseker. Vandag hoor ons van een sodanige skool wat deur 'n ma wat 'n gestremde seentjie het begin is. Haar passie en deursettingsvermoë om ook na ander ouers uit te reik is prysenswaardig. Bly ingeskakel. Sy vertel later van hulle uitdagings en suksesse by die skool. Nou eers tyd vir ons inligtingsbulletin. Camp Hill Village op Klein Dassenberg op die Weskus naby Mamasbury hou weer hulle markdag en wel op die 7de Junie. Dink aan vars plaasgoedere, heerlike eetgoed, sissende braai, soet lekkernye en 'n deli. Daar is musiek en interessante dinge wat jy by die stalletjies kan koop. Dis 'n dag vir die familie en vriende om te geniet op die plaas. Onthou dis Sondag, 6 Junie, 10:00 tot 3:00 die middag by Camp Hill Village, Klein Dassenbergpad op die Weskus. Vir meer inligting skakel die nommer 021 571 8602. Jou ondersteuning word hoog op prys gestel, dit alles vir 'n goeie doel om volwassenes met gestremthede te ondersteun en te versorg. Cheshire Homes, Summerstrand en Gqeberha hou hulle jaarlikse kermis op Saterdag die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n heerlike daguitstappie vir die hele gesin. Daar's 'n verskeidenheid stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of 2 wat jy kan aanskaf. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede by die tehuis te ondersteun. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie as jy in die omgewing is. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig of dalk wil jy items skenk of selfs help as vrywilliger op die dag. Skakel hulle by 041 583 2183 of jy kan ook 'n e-pos stuur na admin@cheshirehomes.co.za. Onthou vir navrae of terugvoer, nuus uit jou geweste, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap. Leefwêreld van die gestremde. Baie dankie Jackie. In my maand val die klem sterk op Werkersdag. Ons kyk na mense met gestremthede gedurende die maand, werksgeleenthede en dis meer. Ons sit die gesprek voort, maar vandag fokus ons op die belangrikheid van bewusmaking in hierdie hele proses. Nou Erika de Tooy van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede kuier saam. Erika, welkom by RSG. Hallo Fanie, baie dankie. Erika, bewustheid, die sensitiwiteit, dit kom deur soos 'n goue draad die hele maand. Mense wil graag hê mense moet meer bewus wees van mense met gestremthede. Wat is hierdie sensitiseringsopleiding wat julle doen en hoekom? Ja Fanie, sensitisering is 'n vorm van bewusmaking oor gestremdheid, maar dit gaan baie meer in diepte oor die saak, veral oor die impak wat dit op die individu en op familie het. So met hierdie insig probeer ons dan om die denkwyse te verander teenoor persone met gestremthede en sodoende om 'n meer inklusiewe samelewing te bewerkstellig. Watter praktiese aspekte word tydens so 'n sessie as jy nou uitgaan na werkgewers toe? Wat word bespreek? Vertel ons. Ja, so ons begin eers bietjie oor die agtergrond van gestremdheid, waar vandaan dit kom en ook wat sê die wetgewing daaroor. En dan verduidelik ons die terme wat gebruik word, soos gestremdheid of beperking of redelike akkommodasie, toeganklikheid en so aan. En wat is die definisies daarvan? Ons kyk na statistiek oor die voorkoms van gestremdheid en ook waar Suid-Afrika teenoor die hele wêreld staan. Dan gee ons inligting deur oor die verskillende oorsake van verlies en waar gestremdheid ontstaan. En dan hanteer ons ook verskillende beskikbare hulpmiddels, organisasies en so aan,
wat hulp kan aanbied vir persone wat 'n gestremdheid opdoen. En dan laastens kyk ons na korrekte terminologie om te gebruik wanneer ons oor gestremdheid gesels en wenke oor hoe om met persone met verskillende gestremdhede te kommunikeer. Ja, dit is belangrik dat die verskillende forme van gestremdheid dat ons ook die minder sigbare forme ook insluit en nie net kyk op dit wat ons sien en dan die nodige veranderinge daar maak in die werkplek nie. En dit bring by die belangrikheid vir werkgewers om bewus te wees van wat sê die wet? Wat sê die kode van gestremdheid dat ons daaroor opgelei kan word? Ja, Fani, die statistieke van 2015 het getoon dat slegs 0,9% van Suid-Afrikaners met 'n gestremdheid wel in voltydse diens was. Voorheen was dit 'n bietjie hoër. So met ander woorde, ons was goed op pad om die regering te teiken van 2% van die werksmag persone met gestremdhede te wees, maar vir een of ander rede het die totale aantal persone met gestremdhede wat winsgewende werk sedertdien gekry het, afgeneem. Nou die staatspresident het in sy laaste staatsrede aangedui dat hierdie teiken na 7,5% geskuif is en dit is aansienlik hoër. Ons vind dat werkgewers nie altyd weet hoe om die indiensnemingsproses te benader of self waarom poste te adverteer om persone met gestremdhede te bereik. En daar bestaan ook geweldige wanopvattings rondom die proses, hoe om dit te doen, hoe om redelike akkommodasie toe te pas. En daar is partykeer ook dikwels baie onrealisties vereistes van die persone met gestremdhede in die werksplek. En as organisasie sê ons altyd, ons kan dit verstaan, want werkgewers het nie altyd baie te doen met gestremdheid nie. Maar dit is dan waar ons inkom om hierdie sessies te loods. Erika Ratoy van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede wat met ons gesels oor bewusmaking, die indiensneming gelyke geleenthede en ek is 'n bietjie geskok oor die agteruitgang wat Erika nou vir ons uitgewys het in die indiensneming van persone met gestremdhede. Maar kom ons kom terug tot ons onderwerp en dit is die uitkomste van hierdie opleiding wat julle nou aanbied, hierdie bewustheidsopleiding, die sensitiwiteit wat julle skep. Wat kan werkgewers verwag as hulle nou hierdie opleiding by julle ondergaan het? Ja, so die opleiding daag stereotypes en stigma uit. So dit help om die wanopvattings wat rondom gestremdheid bestaan uit die weg te ruim. Dit verbeter kommunikasie waar mense effektiewe kommunikasiestrategieë geleer word en dan ook geleer word om respek en begrip te hê wanneer daar met mense met gestremdhede gekommunikeer word en daardeur verhoog dit die insluiting van persone met gestremdhede in die werksplek. Dit verhoog toeganklikheid wat deelnemers leer hoe om hindernisse te identifiseer en te verwyder en dit maak natuurlik die spasie meer toeganklik. Dit ondersteun diversiteit en gelykheid. Dit bemagtig selfvertroue sodat individue selfversekerd kan voel in hul interaksies met persone met gestremdhede. Dit kweek natuurlik empatie en begrip deur die individu se persoonlike situasie meer te kan verstaan. En laastens ondersteun dit wetlike nakoming. Dit help organisasies om aan wetlike vereistes te voldoen, soos die wet op gelyke indiensneming en baie meer. So dit gaan regtig daarom om 'n kultuurverskuiwing te bewerkstellig. Dit inspireer 'n kulturele verskuiwing waar die persoon se beperkings erken word as 'n natuurlike aspek van menslike diversiteit en daardeur inklusiwiteit en toeganklikheid vir almal te bewerkstellig. Erika, voor ons klaarmaak in vandag se gesprek dat hierdie sessies word nou aangebied deur julle by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede. Dit word landwyd ook deur verskeie ander mense aangebied, ook by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Maar my laaste vraagie dan voor ons afsluit, kortliks, dis nie net vir werkgewers nie. Enige persoon wat meer wil weet oor gestremdheid, julle doen ook opleiding vir hulle. Ja, beslis.
Ons fokus wel meer op werksplekke om dan die indiensneming bietjie te bevorder, maar die sessies is ook vir Ja. enigiemand wat meer oor gestremdheid wil weet. Dit is ideaal vir ons om met groepe te werk, so skole of kerke of vrouegroepe Ja. en so aan, sodat ons die sessies kan aanpas tot daardie spesifieke groep en hul omstandighede. Erika, ons moet afsluit, maar as mense nou wil skakel en hulle wil meer weet, eerstens oor gestremdheid, tweedens miskien hulpmiddels wat benodig word, jy kan hulle verwys en dan die belangrike saak om daardie opleiding te ondergaan wat so belangrik is. Waar kry mense vir jou in die hande? Die maklikste is met e-pos. My e-posadres is awareness@wcapd.org.za. Maar mense kan ook inbel. My kantoornommer is 021 555 2881. Dit is die mening van Erika de Tooy van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede. Erika, baie dankie, baie sterkte met die werk wat julle doen. Baie dankie Fani en weer eens baie dankie vir hierdie geleentheid om met mense te gesels oor ontwerp. Daar het ons dit saam as ons sterk. My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad. Leefwêreld van die gestremde. Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En nou gesels ek met Debbie Oberholster, 'n ma van 'n gestremde seun en sy werk hard om kinders in haar omgewing bloot te stel aan vroeë kinderontwikkeling. Sy vertel. Hi Jackie, ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid om vandag my storie met jou en al die luisteraars te deel. Ek het so 'n paar jaar terug besluit ek wil graag 'n kleuterskool vir spesiale behoeftige kinders begin. Omrede daar nie veel skole is wat hulle akkommodeer nie. En die rede daarvoor is, my eie kind is met spesiale behoeftes gebore. En deur daardie ervaring het ek eerstehands gesien hoe groot die behoefte is aan veilige, liefdevolle en verstaanbare ruimtes vir kinders soos hy. As ouer besef jy baie vinnig hoe min opsies daar eintlik beskikbaar is, veral wanneer dit kom by kleuterskole vir kinders met spesiale behoeftes. Baie ouers sukkel om 'n plek te vind waar hul kinders aanvaar word, ondersteun word en met geduld en liefde behandel word. Daar is ook baie kinders wat nog nie in spesiale staatskole geplaas is nie en vir maande en selfs soms jare wag vir 'n geleentheid. Ons wil 'n veilige plek wees vir hierdie kinders, 'n plek waar hulle steeds kan leer, ontwikkel en die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het, totdat hulle by die regte skool geplaas word. Jy het ook 'n besondere projek vir kinders met gestremdhede om hulle vir 'n oomblik op die verhoog te hê, as ek dit so kan stel. Ek het so 9 jaar terug het ek die Uniquely Me pageant begin vir kinders met spesiale behoeftes. Net om aan iets deel te neem en dat hulle kan belangrik voel en mooi voel en al die lekker dinge. En Jackie, ek wens jy kan sien hoe skitter hulle op daai verhoog. Met die pageant het ons fondse ingesamel vir kinders wat rolstoele nodig gehad het. Maar ook om fondse in te samel met die droom om eendag 'n skool oop te maak. Dit was vir my meer as net 'n fondsinsamelingsprojek, Jackie. Dit was die begin van 'n groter visie om hoop te gee en ander gesinne wat dieselfde uitdagings elke dag ervaar. Eendag het ek by die werk gesit en ek het net gedink, Debbie, wanneer gaan jy hierdie skool begin? Want kyk, jy gaan nooit genoeg fondse hê nie, né? En toe besluit ek net om 'n sprong van geloof te neem en eenvoudig dit net te begin. Want as ek dit nie nou gaan begin nie, gaan ek dit nooit begin nie. Ek het geweet die behoefte is daar en ek het geglo dat as ons nie iets doen nie, baie kinders gaan aanhou om sonder die nodige ondersteuning groot te word. Vandag bestaan die kleuterskool nie net vir my eie kind nie, maar vir elke kind wat verdien om te leer, te groei en geliefd te voel, ongeag
hulle uitdagings. Ons wil 'n plek wees waar kinders aanvaar word vir wie hulle is en waar ouers ook ondersteun kan word, met begrip en hoop kan vind vir hulle kind. Debbie, hoe gaan julle te werk by die skool? Julle het kinders wat met uiteenlopende gestremdhede leef. By Uniek Neuro-Universiteitssentrum werk ons met verskillende spesiale behoeftes, onder andere autisme, Down-syndroom, craniosyntoses en ander leer- en ontwikkelingsgestremdhede. Elke kind by ons is uniek en daarom probeer ons elkeen op hulle eie vlak ondersteun en te ontwikkel. Jackie, ons program sluit heelwat in, soos bak en brou, kuns en kreatiewe aktiwiteite, sensoriese ervarings, ons help hulle met hulle fyn en hulle groot motoriese ontwikkeling. Alles word volgens speel geleer. Werk ons ook op hulle sosiale en hulle emosionele ontwikkeling. En dan kry ons ook 'n spraakterapeut in, wat dan ook vir hulle huiswerk huis toe stuur, sodat die ouers ook dit 'n bietjie kan inoefen met hulle ook by die huis. Jackie, en dan natuurlik is daar ook baie uitdagings wat saam met so 'n sentrum kom. Gewoonlik wanneer mense, en ek sê dit in aanhalingstekens, spesiale behoeftes hoor, dink hulle dadelik, daar kom baie geld in. Maar die werklikheid is heeltemal anders. Ons ouers dra reeds geweldige finansiële laste. Doktersafsprake, medikasie, terapie en vele ander uitgawes vir hul kinders. By Uniek Neuro-Universiteitssentrum probeer ons die skool so bekostigbaar as moontlik hou, om ouers ook te ondersteun, maar die realiteit is dat terapie en spesiale ondersteuning by skole baie duur is. Tog probeer ons elke dag ons beste om vir hierdie kinders te sorg, aandag en geleenthede te gee wat hulle verdien. Julle C4 ook elke vooruitgang en sukses. Vertel ons daarvan. Jackie, daar is soveel suksesstories wat ek jou kan vertel, maar ek weet die tyd is min. So, ek gaan net 'n paar uitsonder. Ons het 'n dogtertjie by ons wat verskriklik bang was vir nuwe mense en harde klanke. Dan gooi sy haar kombers oor haar en dan kruip sy onder haar tafel in. En sy doen dit nou glad nie. En dan 'n seentjie wat nooit oogkontak gemaak het nie, en nou kyk hy vir jou reguit in die oë. En dan 'n oproep van 'n mamma wat sê, my kind eet nou hierdie tekstuur, waar hy nooit iets anders te wou geëet het nie, eet hy nou. En dan ook 'n mamma wat bel en sê, my kind het vir die eerste keer sy naam gesê. En ja, vir ander mense klink dit na 'n kleinigheid, maar vir ons met spesiaal behoeftige kinders, is hierdie 'n wow-faktor, om te weet, dit het ons kind so lank gevat, om by hierdie mylpaal uit te kom. En vir ons is dit 'n baie groot sukses, om hierdie goedjies te sien. En dan wil ek die luisteraars net met hierdie psalm los. Psalm 139 vers 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. En dit is elke liewe een van ons. En dit is wat ons ook vir ons kinders leer by die kleuterskool. Geen nie om wie of wat hulle is nie, maar by God is hulle fearfully, want hy het hulle fearfully and wonderfully gemaak. En ja, ons almal is uniek op ons eie. En ons moet mekaar aanvaar vir wie en wat ons is. Glo my, dis nie altyd maklik nie, maar dit is absoluut die moeite werd. Elke klein mylpaal wat hierdie kindertjies bereik, herinner my weer hoekom ek hierdie pad begin het. By ons sentrum fokus ons op kinders tussen 3 en 7 jarige ouderdom. Ons bied 'n veilige, liefdevolle en stimulerende omgewing waar elke kind op sy eie tempo kan groei en ontwikkel. Jy het 'n paar van jou kindertjies gevra om te vertel hoe baie hulle van die skool hou. En vir jou. En vir jou. Ek's lief vir jou ook.
Wat is jou naam? Dian. Dian wie? Jan Rode. En hou jy van die skool, Dian? Ja. Baie of net 'n bietjie? Baie. Wat is jou naam? Clayton. Clayton wie? Clayton. En Clayton, hou jy van die skool? Ja. En Clayton, wat is jou hondjie se name? Frankie. Frankie. En hoe maak Frankie? Nou Frankie plat. Frankie se. Nou so. Okay, is hulle kwaai? Ja. Ons glo elke kind is uniek en verdien die geleentheid om te leer, speel en te floreer. Debbie, ek kan absoluut jou liefde vir die kinders en ook jou passie en ondersteuning, jou deursettingsvermoë hoor vir wat jy doen. Alle voorspoed vir jou skool Uniquely Me. Debbie Oberholster is die stigter en die skoolhoof en haar kontaknommer 083 437 0601. Ek herhaal 083 437 0601. Hulle is ook op Facebook te kry. Onthou vir enige navrae of terugvoer, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy wil dalk weer gaan luister of dit selfs vir iemand anders aanstuur om te luister. Dis rsg.co.za. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonk sorg altyd vir die nuusbulletin. Lenay Kroukamp doen die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie J. Henry sorg vir die inhoud. Groete tot 'n volgende keer. Leefwêreld van die Gestremde.